Ons begin met die valke wat 'n beroep doen op enige iemand wat in die kleutersone groepe lê, soos ons gehoor het, wat vra dat hulle te hulp sal snel met die ondersoek met inligting. Volgens 'n verklaring van die valke is hulle Wes-Kaapse kantoor oorval met klagtes van mense wat beweer dat hulle geld in die kleutersone groep belê het en vermoed dat die stigter van die groep, Antoni Bougas, hulle bedrieg het. Dit is tans onseker waar Bougas hom bevind. Intussen het die privaat ondersoeker Mike Bolhuis aangebied om Bougas se ouers, Rentjie en Anton Bougas, wat beweer dat hulle nie geld het om terug te keer na Suid-Afrika nie, by te staan en te gaan haal in ruil vir hulle samewerking om vas te stel wat presies by kleutersone verkeerd geloop het. En vir meer hieroor praat ek met die privaat ondersoeker Mike Bolhuis van Specialized Security Services. Goeiemiddag Mike. Middag, dankie vir die geleentheid. Net vir konteks, wat is die omvang van die kleutersone bedrog tot op hede? Ons kyk na so 500 plus miljoen. Ons kyk na so ek dink so 'n paar duisend klaars. 'n paar duisend klaars. Daar's die ware omvang sal eers na behoorlike forensiese ondersoeke geïdentifiseer kan word. Is dit al bekend oor waar Antoni Bougas hom bevind? Antoni is in Thailand, ons weet presies waar hy is. Hy sal seker ook hierdie gesprek hoor. Hy weet dit, ons weet dit. Ons wag net vir hom om 'n ingeligte besluit te neem om saam sy ouers terug te kom. Dan sal ons dit befonds. Ons wil net die publiek waarsku om geen gelde, en ek noem dit weer duidelik, moet geen gelde aan die Bougas familie stuur in Thailand nie. Stuur dit na ons toe en maak dit duidelik, Bougas projek. Ek gaan self uitvlieg en ek gaan hulle kry by die lughawe en bring. Want dan weet ek vir 'n feit dit gaan gebeur en ek gaan hulle vat na die autoriteite toe. Ons werk met die valke al 'n geruime tyd en ander polisiestasies. Hierdie spesiale taakspan is ek verheug mee, is 'n fenominale taakspan, baie sterk taakspan. Hulle het na ons toe uitgereik weens ons projekte. Hulle het al ons projekte, al ons inligting, al ons inligting en ons werk nou saam om dit te bewerkstellig. Dit is baie duidelik dat die persoon van belang moet saamkom. Anders is die moontlikheid van vlieg en gedeeltelike haal van die familie nie doenbaar nie. Antoni, as jy luister ou maat, dis nou tyd. Jy moet terugkom. So jou versoek is dat Antoni saam met sy ouers kom, andersins gaan jy nie die ouers bystaan nie. Verstaan ek reg, Mike? Ja, kyk, Antoni is die hoofverdagte en die ou wat moet pa staan vir alles. En die familie beweer hulle was werkers en is onskuldig en hulle gaan hulle geleentheid gebied word. So die belangrike ding wat ons met hulle bespreek het was dat ons is bereid om hulle te presenteer, in ander woorde veilig Suid-Afrika toe te bring, te vat sonder dat enigiemand hulle hierso intimideer, boelie, pla, reguit na die valke toe, aan hulle oorhandig en vir hulle sê, hier is hulle nou, hulle gee hulle self oor wat baie vir hulle gaan beteken en dan vat hulle die ding verder met die valke met al hulle inligting wat hulle wil bied, hulle kant wil stel. Mike, goed, so jy is in kontak met Antoni se ouers, Rentjie en Anton, soos jy nou gesê het, wat in Thailand is. So die ooreenkoms is nie dat hulle dan hiervan gaan loskom nie, maar hulle het ook aangebied om te help met hierdie ondersoek. Watter waarborg het jy dat hulle werklik jou gaan bystaan met hierdie ondersoek? Well, time will tell. Een ding wat die Bougas familie doen is hulle volg die nuus, hulle volg die projekte en daar's baie kommunikasies op sosiale media. So hulle volg alles, hulle weet presies en hulle hoor dit hier nou eerstehands ook. So ons weet presies waar hulle is nie by mekaar nie. Antoni is ook in Bangkok, in Thailand en die ouers is so 9 uur daarvan af in 'n ander dorp. Maar hulle staans baie sieklik. Dit moet nou vinnig gebeur, ek wil dit dalk noem, dat hulle is regtig baie sieklik en dit is hoekom die oorweging baie ernstig opgeneem moet word dat die familie as 'n eenheid terugkeer en ons is bereid om hulle te kom haal. So dis die enigste waarborg wat ek die publiek kan bied. Ons tree op vir reg en geregtigheid en dit is wat die publiek wil hê. Ons is vandag 1 af op hierdie projek en ons is bereid om daai ekstra myl te loop om hulle terug te bring. Die valke het versoek dat die slagoffers van die kleutersone skema wat die inligting het, die polisie bystaan in hierdie ondersoek. Hoe kan hulle dit doen?
Kolonel Ronald van Niekerk is die hoofondersoekbeampte, daar is advokate ook betrokke, is 'n taakspan. Die inligting is beskikbaar, dit is op media beskikbaar, maar ook op ons projekte. Dit is belangrik om die projekte lees. So almal wat 'n klagte gelê het, sê nou maar by 'n stasie, sê Paternoster, moet sy masnommer vat en hy moet die masnommer deurstuur vir Kolonel Ronald van Niekerk en of e-pos, daar's 'n e-posadres ook en die saak deurstuur sommer ook. Al die sake gaan gesentraliseer word wat dit makliker maak. So daar's twee dinge wat baie belangrik is, dat al die sake by die taakspan uitkom by Kolonel Ronald van Niekerk hulle. Tweedens, dat die Bougas-familie nou daadwerklik so gou as moontlik hulle self deur ons proses wat ons hier voorgestel het, waarmee hulle uitgereik het na ons toe. Want kyk, John is het klaar homself oorgegee aan ons en werk saam met ons. Dat hulle nou hierdie hulplyn wat ons bied om hulle te help om deur te kom en te presenteer, sal aanneem en sal deurvoer. Dis die twee goed wat belangrik is. Rensha en Anton sê hulle het nie 'n sent geld op hulle naam nie. Wat is die waarborg? Is daar 'n moontlikheid dat slagoffers hulle geld gaan sien? Kyk, hulle is nie die partye wat pa staan nie. Hulle is die ouers en ek moet sê hulle is beide in 'n baie slegte mediese toestand. Dit gaan baie sleg veral met Anton en dis hoekom ek is redelik oortuig dat hulle het nie geld nie en dat dit net nog 'n verdere leuen of foefie is nie. Want hulle is in so 'n toestand dat hulle dringend hulp nodig en hulle moet dringend terugkom. Antoni is ek nie seker of hy nog gelde het nie. Ek is onder die indruk dat omrede hy nog nie 'n finale besluit geneem het, is dat hy dink hy kan nog verder vlug en heen en weer beweeg. Die bottom line is, hoe langer daar uitgestel word en nie toegetree word, hoe meer skade gaan dit veroorsaak vir die Bougas familie en die wat verantwoordelik is vir die publiek wat ingedoen is. Baie dankie, dit is Mike Bolhuis, privaat ondersoeker van Specialized Security Services. Indien jy enige inligting het, is jy welkom om Luitenant-Kolonel Ronald van Niekerk te skakel. Hy is die ondersoekbeampte. Ons het uitgereik na hom hier op Impak, maar ons het nog nie teruggehoor van hom nie. Sy selfoonnommer is 071-481-3257. 071-481-3257 of jy kan 'n e-pos stuur na wcdpci. Ek herhaal, wcdpci.r van Niekerk by saps.gov.za. wcdpci.r van Niekerk by saps.gov.za.